Het jy gesien hy divorce van Kabi? Wie? Daai op hy memes daai wat jy praat doen. Hij heeft nog een gestaan. Hij heeft gestaan op is. Sê daai is 'n ander like. Maar wat het daar gebeur ja? So wat het daar gebeur? Wat het daar gebeur? Fame money change people. Maar als ik verstaan, het. Moet hij verhaal betalen? Nee? Maar toen kreeg je altijd een haagje wat er gebeurt. Als hy is dit jy op sy pas naam gesê. Oh. Maar lijkt me dat So ze. hy own nothing. Ik weet dat één sokkerspeler heeft zo gemaakt. Wie op sy ma. Hakim in, slim. We need to learn from these people. Want as dit nou like is dit regtig skiemsaam. Maar nou, mijn punt wat ik aan elkaar podcast maak is dus. Als je iemand vat om de trouw. Zoals jullie altijd zeggen, nee, prina. Maar als je iemand vat om de trouw, dit is een bij ernstige stap bij. Zoals iemand weet, nee, die is je partner, die persoon gaat niet zijn op mij niet. Dika, Franklin, like, we live in a time and dit is seker hoekom ek for life single baie trots op myself because it's terribly buite. Ek sien nou dinge is dit die naweek getrou. Wat is maar Naveen wat dans van Kimberly. Oh, Ferris. Naveen Ferris. Oh, wat is het? Het zeker toch op mama. Ja, maat getrou en ek is like Jesus, ek hoop vir die vrou dat is real. Because die troue, hulle almal met die wat is haar naam, C-class, die beamers, die het was veel expensive, maar ek ken nie die history van die man nie. Ek weet nie van waar is hy nie, maar het lyk ook hy so voor en af. Kyk wat het gebeur met die ander girlie wat 'n bloody advokaat is, wat loop vermoor was in, wat is die island? Ik denk dat ik het zo gezien, ja. En daar was een voor en nou. So it's crazy. Maar nou, oké. Nou, wat is je haast? Nou, hoe komt trouw dan? Hoe komt het zijn? Nu was maar oké, ze gaan die persoon van een trouw. Jy kry goeie pretenders man wat very well pretend this is me. En dan val jy vir die en dan somewhere along the line dan kom die ware persoon uit stelselmatig. Dis hoekom in my nou wat ek lief is om oor te praat as ek met jonge is, praat ek nou die weekend met Kevin se maatjies en toe dit like it hit home for them. Jy kan nie like cross culture dating, I'm all for it, but jy moet gaan kyk wat is hulle history, hulle cultural history. Want sommige mense practice witchcraft. They do, it's their culture. Hulle glo it's their culture, daar's niks fout daarmee nie. En nou beweeg jy in so 'n territory wat gevaarlik vir jou is. Because jy weet nie met wat sy mense besig is. En dis hoe die ander mense kindjie wat met 'n wat se culture sy wat die pinkie. Ja, ik weet die koortjes, nee? Oké, solutie. Maar ek weet daar is 'n tribe wat die firstborn se pinkie. Haar kind kom terug van die pa sonder pinkie. Sy nou hofsaak in. Maar irrespective, dit is wat gebeur want jy weet nie the history of those people en wat hulle practice. Maar nou vat ik voor jou. Ik vat nou voor jou, nee? So, hoe ken ik je? Van waar is jy? Van jou culture is jy? Hoe doen ons jy uit navolging? Mense doen nie die types, hulle doen nie. Dat is my ding, as ek Ek sien. weet nie, is it either hierdie thing As dat prins jy wil op ons. geheer wees, Ja, jy wil geheer wees. sy. En die is like the worst thing sy. wat jou rush, want dit is waar jy, that is where the danger is. Ja. Dit is die Yes. gevaarlikste Yes. ding ooit, want jy is so blind, jy is net excited, iemand wil so hê. No, hell no, ek is so oor het. In een jaar of 2, nee, is er ook nog. Maar zoals je me zei, ken die man zijn cultural achtergrond, ze weet wie is hij, en dat je dat schijnt, dat je alle jaren voor omging. En deze komen mensen die was te maar kiezen om dit te doen. Zet alles bij mij, zijn naam. Ja, het is belangrijk, you need to protect yourself. Want ik zie deze als alle mensen move. Oké, nou, hoe kunnen voor mensen als deze man move, zit jou eerst op jou. Zo met alle woorden, ons gaan niet voor mensen wat er ook niet. Nee, dit gaan nie daaroor. Jy kry seker kyk soos Kabby's sy personality, hy lyk asof hy 'n very soft-hearted person is. Maar oké, ik wil eigenlijk niet.
Maar meestal nou al is net mans wat hy move doen. Vrouwen zijn niet aan move. Oors aan meestal aan move. Zet je goed op je ma of je pa. Because Maar why? mansmense is mos nie emosioneel soos vroumense nie. En nou, 'n vrou is emotionally wired. Tot op 'n certain age, my age is at like, if you, dan beweeg jy in die vibe, dan is jy untouchable. Maar nou, die young, dis hoekom ek altyd lief is om te sê aan jou online auntie. Vir die young girlies, hulle moet geguide word. Moenie so oorig is nie. Waarom gee jy bankkaart? Why? Hoekom hulle? Laat jou kar in al die klomp goeders. Want It's deze a lief om. big no. I'm sorry. Oh, nee? It's bad. En baie sad. En die ander ding wat ek wil hê ons moet oor praat, nee. Being a boy mom, want ons het die naweek gepraat oor. Ons sensitize ons boys to respect the girlies. Jy is nie aggressive. Jy kom huis toe as jy walk away from fight, jy engage, jy lig jou hande vir 'n dame en you don't do that. Nou wil ek sê, we expect the same van die ouers wat Vrouwen mensen groot maken. girlies groot, leer jou meisiekind om die seun te respekteer, want nou is ek nog weer 'n feit, want my middel een het opgestaan vir hom en gesê, you don't address me. Ouchie, kom hierdie, ek het 'n naam. Vind je wat ik zeg? Vir die meisiekinders. Nou is nou die fase. Because why, hij wordt groot gemaakt door een ma wat hem nou reguleert en zei, oké, dat is hoe je moet. En respectful het hy vir hulle gesê. Nou is dit 'n joke. Hulle elke oggend is dit nou like, ek het 'n naam. Maar omdat ek hij het de 'n recht doen. Ek het nou is dit like, okay, ek nou regtig na die kind se ma toe gaan en praat jou dogter aan because wat is die nou? Because why, ma moet vaak al leer, kijk, je roept je manspersoon zo nie. Hij is geen oetsje nie, En waarvoor ek so trots is, my kind staan op sy ding. Smart. Hy staan op sy ding, so denk ek net, thank you. Maar nou, ne, is bietjie moeilijk, sal ek sê, vir as jy 'n maas en jy maak 'n dogter alleen groot. Ne, because why, in meeste gevalle is die geval waar die pa die ma gelos het. Nou sien die meisie kind maar haar ma raak groot sonder iemand of haar ma kom die abuse van mans, verstaan? So nou gaan sy nie daai tipe respek het vir mansmense nie, waar 'n seun weer 'n respek het vir 'n vroumens because hy sien sy ma maak hom alleen groot en sy pa sê so hy gaan weet om die vroumens te hanteer wanneer hy weet wat dit is vir 'n vroumens, want nou vir 'n meisiekind in die eie geval is jy omgedraai, want sy sien nou wat haar pa en ma doen en nou sy na ma alleen so nou gaan sy nie hy respek het reg vir 'n seun because why sy het 'n goeie ervaring met dinge sien met Dis wat ek altyd sal sê, it's important vir 'n ma om te heal, sodat jy kan reg jou kinders guide. En nie bitter, want ek het klaar 'n bitter encounter met 'n bitter ma gehad. En toe dink ek net, please Jesus, ek wil nooit die afgee nie, want jy kry dit verskriklik baie. En dis hoekom ek dit preek, you need to heal. En as 'n ma, soos nou wat ons van gepraat het van sekere jong mense wat date en as hulle uit die verhouding uit en hulle is jong mamas en as hulle weer in 'n ander verhouding. Daai is like so verkeerd. Dit is verkeerd teenoor jouself want jy journey nie met jouself nie. Hulle van die tyd en jy die presse van 'n verhouding is en jy kan nie meer gehees nie. Jy's ouer, jou prioriteit is jou kind, die veiligheid van jou kind. So, en hy was my het voel nie so, hy was my punt gewees, so as jy 'n meisiekind groot maak, né? As dat vir as 'n seunskind. Jy kan nie enige ouetjie toelaat as jou kind nog klein is om na jou kind toe kom nie, man. Alles jy nie persoon ken of jy langs mekaar bly, jy is biermense, jy ken sy familie. Alles biermense, jy Maar as jy miskien nou die persoon regtig ken, jy weet nie regtig wie hy is nie, man. Jy laat hom toe aan jou kind maar omdat jy nou 'n verhouding wil wees. Nou gee jy hom al die toegang. Is bad. Maar wat ek gesê terug na die punt toe van as die man nie hierdie dan gaan die meisiekind ook so gebroken groot gemaakt word because hy die ma 'n negatiewe impak op haar het en negatief is teenoor lewe, teenoor mans of teenoor liefde, so sy al die tipe ding het. Sy gaan later ook voel maar sy liefde is reg en sy moet gemisbruik word deur mans, sy moet geslaan word deur mans van haar ma afleiding. Want kinders leer deur behavior. Kinders leer deur wat hulle sien. Jy kan 'n ding sê,
maar as jou aksies anders is, they're gonna follow wat hulle sien. Hulle gaan sien, ja, true. Very, very true. Wow, ek is hele dokter. En wat sê? Online coaching se naam. Yes, call me if you need to talk. Maar ons is by episode 71, hè? Yay. 71 van die Vermaak en Praat podcast. 'n Podcast waar jy vermaak en waar jy lekker saam praat, né? En jy weet mos, ek wil dit gesê het. Maar as jy net eenmal hier sien ja, moet jy lange paal verloor. As my eenmal hy dinge ouens. Ayana. Ek blameer vir lange baan rugby club as by die Julsie by jy weet lange baan iets verloor. Hey. Maar jy weet my coach aan my linkerkant nie mos aka online coaching. Come on. Maar op 'n eerste noot, dames as julle regtig raad nodig het, julle kan regtig vir haar en laat sy wil leer vir alles julle verhoudings is, ewen met finansiëel, as jy sukkel, vir al die sukkel om jou kind wat jy jou kind se pa wat jy kan of wil jy betaal nie. Maar as jy is hy persoon om julle uit te sort man, né? Because hy soms is ek dink vir mense Het kort het net 'n conversation. Ja, Net die aan guidance. gesprek. Weet jy wat ons doen mos? Ons moet 'n tipe seminar hou. No? Is. 'n tipe seminar wat ons dan ook dependens of miskien met jy met nog 'n paar lekker geleerde mense of wat lekker jong mense en dan 'n klomp jong mense aan die verhoog en hulle kan vra en so kan hulle lekker met hulle praat verstaan. Amper so tipe online tipe podcast dan. Daar is baie smart is. O, ewen ons kan 'n community thing ook hou. In 'n gemeenskapsaal. Iets soos dat ja. Ek praat al lank van hy wat die ander ouens in Amerika doen, wat Ja. ek graag wil hê ons moet so nooi ons na 'n event toe en ons doen 'n setup en ons gesels net hierdie goed. Koos definitief. Julle kan julle vra Ons jong mense gaan regtig verloor van lack of knowledge. true. En ons wil gewoon aan my punt van glo jy as dit dan soos daddy issues Definitely. as dit voorkom by of dit kom moeie sal voor by vrou mense. Definitely because ek praat uit personal experience. In my journey, I'm very young, but anyway. So fast forward na alles en jy gaan sit en unpack choices wat jy maak. En die is iets wat ek met young girls wil deel wat 'n absent father het. Nee. You marry the person or you marry the parent that failed you. Sê En weer? you marry the parent that failed you. Jo. En hy's godverwarring. Jo. Die een wat jou gedrop het, wat nooit daar was nie, en jy het nie geheel daarvan nie. Dit is wat jy trek, dit is wat jy trou, of dit is wat Jo. jy, dit is Jo. like literally die persoon True. wat jy of kinders voorbij gaan het, because, ek kan het nie explain nie, maar in my personal journey, toe was it like, what the hell? En dis hoekom ek so fokus op, is belangrik dat jy moet heal, van al jou childhood traumas, goed wat jy deurgemaak het, as jy absent father het, absent mother, jy moet deur dit werk, jy moet tyd vat, jy moet counseling kry, jy moet deur dit werk, dat jy 'n gesonde persoon aan die ander kant kan uitkom. Because unknowingly, attract jy daai. En as jy gaan stil sit, en jy do the math, en jy gaan kyk die personality van jou pa, en die personality, julle, vir my was it like, it is like, yo, Maar hoekom man? because you never healed. Dis hier binne, dis 'n pres, dit is daar. So jy soek na 'n closure. Yes. En ongelukkig doen ons dit verkeerd en dan maak ons nog 'n broke keuse. Verstaan jy? Nou is daar nog steeds brokenness. Daar is niks healing nie. En is waar wat iemand gesê het, the more you heal, the more you see, maar wat die hel? Is amper soos jy het 'n awakening om jou. Ja, jy word wakker. En dan besef jy, jessie, maar dit is regtig toksiek wat hier aangegaan het. So iewers moet iemand besluit om my werk te doen en te sê ek stop en ek gaan aan myself werk. Dis die beste keuse wat jy kan maak en dis hoekom ek lief is om te sê dat jou early age, jou early 20s is get to know you. Sê vir jouself wat is broken hier en kry dit gesond sodat jy in jou 30s begin en jy regtig lewe vir wat jy wil graag lewe en attract die regte mense in jou space. Want jy is nie meer broken nie. Maar dan nou, hoe hele persoon aan dit af? Of hoe kom jy oor dit? Conversation. Simple conversation en wat jy regtig vir jouself sê, maar dit is waar. Dis hoekom ek dit doen. Een van my trauma responses was like people pleasing and overgiving.
Want jy het nooit die information toe jy jonger gehad het wat jou pa daar is, jou pa is nou op, jou pa herken jou, en dis iets, 'n trait wat jy baie vinnig, of ek kan dit vinnig sien in jong meisies. En dis is hoekom dit vir my so maklik is om net 'n conversation te begin en dan klik ons, because I know, en ek verstaan. En daar's niks fout daarmee nie, because ons is mens. Jy is gebore en jy 2 ouers en the perfect image is like 2 ouers jy moet grootmaak, but the reality is ons het nie dit nie. So mense maak keuses en die verantwoordelike persoon wat bly moet ongelukkig hy hele gewig carry en soms kan jy nie, en dit is conversations wat ek constantly in my huis het. Want ek wil hê hulle moet uitdraai dat daar leemtes is nie. So ons het honest conversations. En gesprekke en hulle weet, ek sê vir hulle straight, ek is een mens, ek kan nie alles doen nie, but the best that I'm trying to do, we need to be grateful en aanvaar het en verstaan. En dis hierdie dynamics, dis iets wat ek voorwaak, en dit is 'n gesprek wat ek wil hê met enkelmaas wat seuns grootmaak, is the toxicity side of being a solo parent raising boys, is dat hulle sien jy is die sterk ma, jy show op, nee? En dan moet jy my hoor wat ek sê, dan as hulle uitgaan, dan expect hulle die energie, because they so, en ek praat baie met my oudste daaroor, want ek sê vir, moet nie verwag as jy nou uitgaan. Ja. En jy gaan nie met die energy kom van, my ma is like op het so, no, it doesn't work like that. Dit is nogals, ja, het is. En dit is gesprekke wat jy moet hê met jou seuns, om hulle van kleins af te teach, but the reality outside doesn't look like that. And you need to be respectful. Nou, dan die sê, dan moet jy soek 'n vrou soos jou ma, of jy soek 'n man soos jou pa. In die geval nou, wat jy nou sê, soos kyk, soos hy verwag nou hoe sy ma wat hom nou al ingroot gemaak het, daarom gewies het nou bewaar die selle van die persoon beweeg gaat vat en een verhouding of nie gaan trou. Want die ding was nou, hulle sê vat 'n man soos jou pa, vat 'n vrou soos jou ma. Jy kan nie, because jou personality gaan heeltemal anders as jy groot raak. En dit is iets wat 'n mens van kleins af in jou kinders koppe moet sit. En almal word anders groot gemaak hier buite. So op die einde van die dag, my gebed is net dat hulle moet partners hê wat opshow, wat verstaan waaroor die lewe gaan. Wat verstaan dat daar highs en lows gaan wees, but ons kies mekaar nog elke dag. Dit is die belangrikste. Nie van as dinge moeilik raak dan. Daar is een couple se testimony wat ek nou reg toe huil, ek snot en trane, jo, Franklin. Hulle was in 'n ongeluk en toe is die vrou verlam. En toe het hy vir haar begin leer om weer te loop en te praat. Maar hy het dan nie geabandon. Daai is die mooiste love story. Ek het geskrou. Toe sê ek, waar kry jy nog dit? In real time waar ons nou is. As dit moeilik raak, dan gaan jy sien wat is die waarheid hierso. Dan gaan jy sien, nee, los maar om daai te kry is so rare. En daai is like the purest form of true love. Liefde, yes. Daai is opreg. Yes. Daai is opreg. So ja. En wat jy genoem het, people pleasing. Dit is ook 'n tipe trauma. Trauma response, maar ek doen dit nog nie meer nie. Ek is like, my no is my no. Ek dink daai. En dan hoe? Daai mense dit. As jy nou hy persoon was. Ek uitbuiting, soos no, I love my life now, want ek het peace. Maar nou word jy gesien as jy willen. Sê nou okay. Jy is alright. Jy het nou verander. Ek het verander en I'm very fine with it. Ek het vrede gemaak because I know the truth en waaroor dit gaan. En dit is soos hulle sê, the moment die game change en jy begin 'n nee sê, dan sien jy maar jy het nog nooit opregte mense om jou gehad nie. True. So die beste raad wat ek vir my kinders op van kleins af leer is to know wie spion, wie gooi in jou koppie, en die mense wat in jou koppie gooi, en jy sê vir hulle baie vroeg, sodat jy kan beter journey, dat jou pad anders is, dat jy meer opregte mense is op jou pad het, wat eerlik is en wat reg het met jou praat, wat jou help om 'n beter mens te wees, nie wat die om jou is wat die hele tyd vat en sê as hulle nie, geniet die feit dat jy nog broken is, wat jy wil hê jy moet heal, want dan weet hulle gaan nie meer benefit van jou, wie daai is die regte mense nie. Hy het nog 'n goeie punt gesê, want ding is people pleasing, because sodra jy nou begin voel, nee mama, ek kan naman ka yes, en ek kan naman ka net verstaan nie. Dit maak jou moeg. Dit maak jou emotional, van my persoonlik, en die tipe werk wat ek ook het. Soos nou, sal ek vir mense sê, like, naweek ek werk, please. Ek was altyd in die begin, want ek wil graag hê mense moet wen nie buite.
But you need to be so careful oor hoe jy sekere goed doen. En dit is belangrik om gesonde boundaries te hê en om te sê, maar dis my boundaries, naweek is my familietyd, ek word nie geplan nie, so respekteer dit. Punt klaar, ja. As jy nog wat nie. Ja. Pero, hy was baie goeie topic. Ek dink baie mense sukkel daarmee en baie mense weet nie, hulle sukkel daarmee nie. Verstaan? Dat jy net heeltyd mense sê, ek verstaan nie, maar sy is net en dat hulle sê is, ek hoor wat sê, being too available kills your quality of iets soos dit. Your value. Your value, ja. Being too available kills your value because jy is altyd beskikbaar. Sy is altyd op daar, want nou is van jou so, hulle gaan nie baie vir jou aan ag neem as die persoon wat miskien aan mekaar nie sê nie, vir hom het hulle baie meer respek, maar vir jou wat aan mekaar opdaag, hulle vir jou value is so dan, hulle weet, nee, jy gaan dit doen, hulle verwag het van hulle verwag het van my om te doen, because jy daar altyd op staan, en jou value is decrease net, maar hy persoon wat nie sê, hy boundaries het, nee, hulle respect so'n persoon, maar nou voel jy en dis nog maar seker maar nou hoe die mensdom gedesign is op die einde van die dag, maar die mooi van alles is, jy voel ligter, jy het vrede, en jy het meer tyd vir jouself. Man, nou mense pla jou ook, man. Ek het dit al leer, man, nou mense pla my. Sien, my phone lei nie meer. Baie manne boodskappe. Vanat ek gesê, nee, ek kan nie, of ek kan nou nie. Baie manne boodskappe. So ja, nee, ek hoop julle vat in. Ek hoop ook so. Ja, because baie sukkel maar baie weet nie hoekom hulle doen nie. Verstaan, baie verstaan nie die rede, hoekom hy so is, hoekom hy net wil ja sê, en hoekom hy wil people police, en weer eens, hoekom jy aan mekaar iemand vat, wat soos jou pa is, of jou ma is, wat jou verlaat het, verstaan, van sy healie van jou. En jy moet toe breek, die ding moet gebreek word, laat ons kan gesonde gesin op en vandag in ons gemeenskap hê. Hier's te veel brokenness, en dit gaan die hele tyd, is soos 'n cycle, dit continue. En dit word al erger, jong. En dan moet 'n generasie uit hierdie hele brokenness opstaan, wat sê, but nou, ons trek nou die streep hierso. Deel met ons nonsens, laat die volgende generation skoon kan begin en beter keuses maak. Yes. En die waarheid sien vir wat dit is. Ek dink ons grootste downfall is hierdie onder die matvere en wil nie praat oor goedie, want dit is 'n skande of nie, ons praat hier daaroor nie. Daai is ons grootste downfall. We need to talk about these things. En nou, dink dat gaan nou, het is op pas by die volgende topic van wat die backlash wat MP Dalian James gekry het, toe sy getry het om 'n familie of kinders te red of reg te doen. Never mind, okay, hulle sê nou, haar acties, hoe sy dit gedoen het, was sy reg gewees. Maar wie het geworry vir die feit dat hy kinders die geboortesertifikaat het, verstaan, hoe hulle lewe nie, wie het geworry van hulle, verstaan, totdat iemand opdaag en optree en dan nog steeds mense soos hy crucify. Of was daar maar seker genoeg rede gewees vir die backlash? Ek het die mense te gekyk en gesê, ek het regtig nie meer woorde nie, ek voel net ons is regtig in hy era wat, maak nie saak wat jy doen, die people is going to talk. Maar sy het 'n video gemaak wat sy apologize oor haar cameraman wat nie is wat jy weet hoe. Baie het gepraat oor die toon, sy kom van 'n ander province af. En daai moet mense ook maar in ag neem, hulle conversations, daai kan klink soos 'n gesprek en vir my is dit like fight julle. Maar dan praat die mense mekaar so, al klomp goed en ek wil nie justify nie, maar die probleem is die kinders het die birth certificates nie, en daai challenge alleen om vir die kinders nou dokumentasie te kry is 3 jaar wat dit gaan vat. Dis 'n late registration. En soos wat ek nou vir jou genoem het, mense besef nie die administrasie load wat agter dit gepaard gaan nie. Die proses, die aansoek wat moet gedoen word, die wagperiode en hoe lank dit vat. En dit kon verhoed gewees het wanneer die kind gebore is en jy kry daai 30 dae wat jy die geboorte moet opgee. Dan word dit nie gedoen nie. So ons weet nie wat die rede was nie, maar nou die realiteit is dat kinders moet geregister word. En nou word hulle gewoon neem en hulle kan nie SASSA kry nie want hulle bestaan nie. En soos die hele ripple effect. Dis my ander vraag soos, en wat van skool? Wat as jy my kliniek toe gaan? Hoe het hy dinge gebeur? Hulle nie skole nie? Ek het nou ek klip so geanalyse. Ja, because ek dink jy kan gaan aanvaar wat by skool so 'n boersertifikaat, né? Gewoonlik doen hulle motivering, maar dan moet jy bewys dat jy aansoek gedoen het, omdat dit so 3 jaar vat. Gee hom of as jy ouer aansoek gedoen het
ek is so 2 jaar terug het ek 'n ouer gehelp. Want toe kan ek net nie verstaan nie, die goed kom nie na kant toe nie. Maar ek het dit soos like case study gedoen om te kyk wat gaan regtig aan. So dan doen jy jou application, dis nou phase 1. Jy moet letterlik Mamesbury toe gaan en doen hulle interview met die ma en die kind. Dan word dit geverify. Dis nou weer die late registration, hè? Okay. Dit word geverify by die kliniek, so jy moet 'n afskrif van die hospitaal, die kliniek om te wys dat die kind daar gebore was, tyd, datum en so aan. Dan kom immigration se investigators om dit te kom verify. So dit is mos net een aansoekie, dis klomp aansoeke. So hulle sit klaar met 'n backlog. So jy weet nie wanneer is jy op die lys, wanneer kom verify hulle. En na al die prosesse klaar is en die persoon wat die leer oopmaak het dit gesê, maklik is die proses klaar as hy met die kind 'n ID kry. Ja. Dan kry jy nie 'n geboortesertifikaat. Ja. Dis die realiteit van hoe lank dit vat en die administration load wat daar gepaard gaan. So, Maar nou, dink jy nie die hele proses, né, van 'n kind se geboorte opgee, is die goed nie, because why, sodra 'n ma geboorte gee, dan is dit deur daarmee te doen. Sy word ontslaan uit die hospitaal uit, sy het mos nou die trauma van geboorte gee, alles nog goed, en som van die mense, van ons mense se omstandighede, is mos nou nie goed nie. Som mense lewe nou, alles is 'n oor wat kan bekostig hy bestaan. Hy moet nou taxi vat, hy moet nou in 'n lyn gaan staan met 'n kind. So som gaan voel, hoekom moet ek dit doen, nee man? Verstaan? Ek bly miskien in 'n plek of in 'n hokkie en ek het gee alles. So hoekom moet ek dit doen? Ons niemand gee al verstaan, ons miskien nog aan drank verslaaf, aan dwelm verslaaf. So hoekom gaan jy nou na sy geboorte gee, verstaan? Moet jy nou gaan hier af en jy nou na ry gaan staan, maar jy wil wanneer jou kind se geboorte opgee en as 'n pap babatjie. Dit het daar na 'n geboorte se kind is 'n pap babatjie. As 'n babatjie, maar hulle het mos nou die nuwe. Ek weet die province doen dit ook dink ek. Wat elke hospitaal het 'n home office official. Blijkbaar kom die mense om, maar ek soms ek weet nie of hulle heeltyd omkom nie. Van dis moet seker maar gebeur dat terwyl die ma is, Dit was doen dit net dat Dit was die oplossing wat hulle gesê het, dan moet elke hospitaal 'n official hê wat daar is. So as daar geboortes is, dan moet die kinders se geboortes om opgegee word om te verhoed. So as daai persoon die hospitaal verlaat, dan is die kind se geboorte uitgesort. Ja. Want as ons kyk, kom ons wat vergrimmig, né? Ons vat 'n dag so 'n dag. Hoeveel dink jy sal jy skat, hoeveel ma se vandag geboorte gee aan kinders vandag op die Sondag? Seker 4 of 5. 4 of 5, so presies baie nie. En mens het daar 1000 mense wat nou sê so klomp weer. So hulle kan omgaan om 54 goed te doen vandag of so. Maar dit is my understanding wat daar moet wees. So ek weet nie wie moet bel vir die beampte whatever, laat dit uitgesort is. Maar dit is wat moet gebeur. So dis nogals iets jy moet vir ons laat weet gebeur dit by die hospitaal. Ja, hulle sê die mense kom maar jy as ouer of maas wil net so uit, jy smaak het, hulle moet ontslaan, jy wil gou verstaan, nou besef jy by is jy, maar jy is nog pyn, miskien jy is nog heeltemal gesond nie. Nou sit jy daar weer koog, nou jy weer klaar laat. En nou voel jy man, nou, jy kan nie nou gaan nie. Ja, maar miskien dis wat 2 ouers van die pa kan ook die geboorte gaan opgee. Sonder die ma. En sonder die kind, of wat? Hy is mos die pa. Maar kan hy gaan sonder die ma nie, sonder die ma nie kind? Nou, vraag jy my 'n vraag wat ek nog al eens gedink het. Because maar gewoonlik, die pa kan nie registration doen. Hulle ouders moet dan op die birth certificate. Ja, maar dan moet die ma nie pa dan by wees. En dan moet, of ek weet nie of die ma met 'n beëdigde verklaring gee wat sê dat daar is permission gegee dat hy die geboorte Sien die hele proses, en nou moet jy, die oggend moet jy vroeg opstaan om hard in hulle internet sit. Jy kan nie net gaan normaal weer gou afgaan, jy gou iets gesout by 'n polisiestasie, jy gou van na biblioteek toe of na 'n poskantoor, jy as jy soontoe gaan moet jy al die oggend 5 uur of 4 moet jy aan die ry staan, selfs met Sassa. Jy al voor die klok is jy klaar in die ry al. En by weer die ma die kinders los, die kinders op pap baie. Ja, nee. Is tafe by die kan. Is reg. Is baie taaf. Soos wat ek al leer het, ongelukkig, ek kan nie net mense oordeel meer nie, because ek is nou bevoordeelde omstandighede, verstaan. Kan ek nie sê, jy maar, hoe kan jy op papier, jy moet sleg man. So, ek moet kyk. Nee, dan is daar reality, miskien, ja. Maar kyk, dis kom ek hierdie so lief is om te push vir die plaas outreaches, want ek weet die mense bly baie ver. Plaas mense ook nog.
om vir hulle te akkommodeer dat hulle dienste kry. Want dit is nog 'n realiteit hierso. En dan net weer om die topic klaar te maak van die Beckler wat MP talent gekry het, nee, is ek meen nie as vir die feit dat hulle dit aanvat nie. Maar ek meen so jy gesien op my page op die next dag of dieselfde dag toe word daar 6-5 jaar 'n kind geskiet in die koppen. En niemand het so aangegaan so hulle wou crucify het. Niemand aangegaan met die feit dat 'n kind, die outcry wat 'n kind wat letterlik geskiet in die kop en dit so sê. En sy het afgestel, né? Sê dit tegen Sy het dit gemaak. Maar vir ons is 'n norm, hy is okay. Maar nou, Daai is dit is okay. wat ek sê, mentally weet ek nie waar is ons as 'n nasie nie. Hy is okay mas om 'n 5-jarige kind doodskiet, hy is okay. Jo, Maar as jy nou iemand aan 'n huis gaan doen en jy weet kinders op gesig hou as nou iets, dan is ons dat alles die koerant is 'n voorbeeld nuus. Verstaan? So sê. En ons kan sê ja, maar politicians hulle doen goed vir voting goed. Maar baie van ons doen goed vir cloud. Baie koerante doen goed vir om die koerant te verkoop, nie om mense te help of om inligting te gee nie. Dit gaan lees oor cloud of wat sy die aksie kan kry mense. So almal is maar op dieselfde boot en Sure. maar ja, as jy sê ons level van wat noem hulle van humanity is seker minus 1 nie. Ek weet dit. Because ek dink gaan ons nou antwoord die vir wat nou hy gaan doen saam met polisie en kinders gaan gekry het en die kind wat nou geskiet is, wat van niemand hoor nou hiervan nie. Dis 'n lekker storie. Die storie is baie bitterig. Verstaan? Dis die ding, daar's hierdie ander content creator meis in die buiteland wat die social experiences doen. Waar en ek het vanmiddag so kyk ek 'n paar van sy shots toe dink ek joh, ons moet net hier try net om te kyk waar is ons mense. Jy sien daai sign wat jy wys jy in trouble of dis mos Hy was so agter die rug. Yes. En like die meeste vrouens sien dit en dan loop hulle weg. Is like 1 uit 20 het omgedraai en geïntervene om die girl te help. Toe dink ek ons is so in die moeilikheid as human beings, ons is in die moeilikheid like daai omgee en wat vir my net in die krop is die vroumense wat kyk en is like whatever en aanloop. En dieselfde die een experience of die een ding wat hy gedoen het is toe's like pretending die girl se drank word gespike. En voor iemand, voor die mense. Hulle sien die ou doen dit en dan kom die girl. Niemand stop vir hom om te sê moenie dit drink, hier is gespike. Like ek was like joh, ons is regtig in die moeilikheid en daar was nou verlede week iets op TikTok oor die klap in die Kaap wat spike drank spiking nou 'n ding is wat die een ouetjie net wie almal woon, moenie na daai klap toe gaan nie. Because it's happening. Ja, it's bad, jong. Maar ja, ons level van humanity is op 'n ander level, jong. Ja, ek heb ons en allemaal wil viral gaan, allemaal zoek my cloud. Jo. Dat is maar die main ding. Voor my cloud sensitive is. Ek wil sien, toe wil ek kwartaal begin. Toe sien ek baie skole maak posters om te sê, nou self ons allowed. So like my voorheen, het was hulle 'n bietjie lenige, maar nou sien ek as nou 'n ding nou, hulle laat weet nou was geen selfone. Is wachtyd, sou ek sê. Maar wanneer was dit toegelaat geweest? As selfoon op buite was, soos drugs geweest, ek ken nie met ek weet nie of die laerskole nie, maar die hoërskole laat toe dat die kinders fone het. Maar dan kan hulle dit deur die klas gebruik en net pause tye. Maar dan kyk kinders hulle so ver gaan. Dan kyk 'n skool sien of meisie aan vol jy gaan dit wel te pause doen van my foon. Dit lê maar by dissipline, jong. Ek het 1 of 2 scenario's gehad wat ek gebel gewees het oor foon gebruik in klas. So dit lê by dissipline is of jy die kinders of ons kinders het mos nie lockers of waar hulle goed insit. Dit lê by dissipline. Soos die naweek het ek it's a no device weekend. Hy is goed man. Hy is baie belangrik en ek het gestaan op dit. Hulle was dink ek ja. Use nie to come. Ek dink jy ons besef regtig impak wat selfoons het. Dis nee man, nie die device maar wat aangaan op die selfoon. En nie dit maar dis ek moet alles monitor nou, alles is gelink so ek weet ek is 'n goeie investigator, ek weet wat aangaan en ek weet wat speel hulle. Maar nog steeds jy kan nie te careful is nie. Dinge is so vinnig en goed gebeur so gou en met hierdie roadblocks ding wat hulle gesê het
daar's mense wat op hy app is wat letterlik kinders probeer inkatrol. Ja, maar ek het dit nog experience want het is redelijk safe omdat ek moes nou kind of dis gelinkt met my phone, so ek monitor. En hulle is nie op public service nie. Soos alles is private of hulle speel met mense wat hulle ken, kinders wat hulle ken. So it's close. Daai kan jy nog control, maar once hulle in die public domein beweeg, ek dink dit is waar die gevaar is. So, mens moet regtig, maar vir alles jy ouer is, moet jy maar inzoom op die goed. 'n Mens wil hê jou kinders moet veilig is. En ek dink baie doen dit, die kind is stil, die kind is... Ja, dis die fout. Dit is die gevaar. Dat is die fout, daar Dit is die gevaar. Dat is die grootste fout, daar. Dit moet nie wees. I mean, parenting bly jou responsibility. Jy kan nie laat dit wys jou kind. So, jy stem saam met nou self in die schools. Want baie kan moet nog redeneer, nee, maar die kind met iemand bel by die huis, of hy kan dit waar emergency of iets soos dit, dan moet jy self kan die school by jou. So jy is nie heeltemal verlore nie. So die school moet soeke manier kry, as die kinders, is het selfoon, as jy gaan soen toe, as jy iemand moet bel, as iemand by die phone beskikbaar maak vir julle, as jy miskien na school iemand wil bel, wat jy moet optel, of whatsoever. Of, moet jy 'n emergency nummer is, vir iemand verstaan, wat jy kan bel. Ek weet ons is maar in a danger zone anyway. Maar, even laerskool moet jy met telefoon hê. Nee, van wat maak 'n laerskoolkind met 'n foon? As net TikTok. Hulle TikTok met die hele tyd. Maar hulle het nodig op die skool met 'n selfoon. En dit is vir my so interessant hoe hierdie kinders al die latest trends so gou leer en ken. Maar hulle kan nie lees is 'n uitdaging. So nou moet 'n mens kreatief dink oor hoe jy lees kan inwerk. By die phones. Laat hulle kan lees. Want lees is 'n uitdaging. Ek was daar, ja, so. Maar ook 'n phone as jy kan maar hê, jy kan gebruik outomaties, jy weet presies om te gaan, because as jy met nodig vir lees, want jy kan, die phone is Engels. Maar nou lees moet jy nog steeds kan lees. Maar ek dink, hulle is al gewoon, hulle weet al, daar in die hoekjes wat dit, daar rooi knop is wat dit, jy weet jy, gaan exit of hier staan setup of enter nie. Ek weet, dis ons toekoms die, nee. En as ons dit nou ernstig begin goed implementeer om seker te maak ons kinders kan lees, dan weet ek nie. Maar biblioteke is nou 'n ding in die skole. Ek weet nie. Ek weet meneer het 'n post gemaak van die kinders wat 'n kaarte het. Wie het dit gemaak? Die meneer hier. True, ja. Maar gelukkig is ons regulars by die pub. So die pub ken vir ons. Die pub was 'n inblik roos, jong. Back in the day, daai was die uitgang van die dag. Gaan pub toe. En dan so nice environment, is lekker stil en is net smart op ander kant. Maar soos nou, ons is regular, so daai tannie ken nou al vir ons, want dit lyk, is ek net 7 of 8 mense. Maar hoe lekker op ander kant is dit, die gakke vol boeke, as die boeke in jou... Is nice, en hulle het 'n hoekie, 'n theme hoekie ook elke keer, om die mense te attract, om weer library toe te kom. Dis ons gaan bouw. In die wijk. Ek moet 'n draai gemaak met die biblioteek nog eens. Ek weet nie, langbaan is een hier in die dorpe, dan een in die blokken. En ek was nooit daar binne gaan nie liggen. Nee, asseblief loop 'n soekie biblioteek. Kry jou kaartjie. Maklik kaartjies nog soos old school. En dan Dis old school, maar daai is mos nog gelamineerde kaartjies. Daai het ek mos. Dan kan jy mos boeke vat en dan weer terug. Hoeveel boeke kan jy vat nou? Ek weet jy, hulle is maar lenient met my, so elkeen gaat so 4 of 5 boeke. En dan hoe lang kry jy kans om die boek laat maak? 2 weke. Vir hoeveel boeke? Kyk, dis mos nou leesboeke vir hulle. So daai boeke het nie baie, is meestal groot prente. En min woorde. Wel, hulle is mos nog beginner readers. Ja, as jy goeie tyd in die biblioteek, videowinkels, gaan jy uiteraal, die video net vir ieder aan. Ek dink die YouTube dag. Hulle sal nooit, ek het nou reg toe kry ek my matriek video ding, kaset. Waar kan 'n mens hy dan? 'n videomachine. Op 'n stick sit of iets. Jo, waar het ek 'n videomachine gesien? Dis dit like, dis hulle wat se ancient things. Dis like ancient history die. Jo, waar kry man 'n videomachine, joh? En werk hulle nog? Hulle werk. Ek dink regtig wel die kinders wat daar was sê wat hulle uit mos uit het. Maar ook die ouers het ek ook so gevoel. Die ouers ek nou inkom met wat ouers gedoen het.
Maar als bibliotheek toe te gaan en vrijdag aan de films uit te halen, het was nice geweest, man. Is memories wat hulle Mm. nou... Kijk, hulle memories is nou weer anders, want het is nou... Wat het hulle nou? So wat het mem... Okay, so Ik kijk net soos... wat gaan jou kinders eendag sê as hulle goed wat oh in my tyd te doen is dit. Soos nou, so hulle nou is wat sal hulle kan noem? Die chill wat ek nou experience is like... Gaan met die PlayStation of whatever na die ene huis en dan speel ons daar. Of ons speel online games. Seker online games. Die ene log in, daar is het laat nou, het is de praat, kom guys, is nou tyd. Of hulle die collective call, want dis wat ek heel dit experience is ek regtig. Ja, maar soos wat? Julle kan nie tyd maak om met mekaar uit te kom nie, maar as dit 3 uur is almal online vir hy call en dan speel hulle online. Ek wil nog eens wat gaan hulle vir eendag hulle kinders vertel wat hulle eendag maar because hy hoorske wat vertel van werkgripper gespeel, dreeblikkies, al die Hulle praat van growing a garden. Ek het nou net gesê vir my spanner letterlik. Die way hulle so mooi saamwerk in grow a garden. Want hulle is so besig om te bou. Maar elkeen is op sy device en dan praat hulle mekaar, gaan nie om whatever, bou daar of wat. So mooi werk hulle saam, hulle kan nie, dis mos nou make believe, in real life kan nie so saamwerk nie. Ek clash hulle. En weet jy nie, so apparaat. So ons het letterlik 'n sokkerspan gestig. Wow. 'n Sokkerspan gestig in die gemeenskap. Ons het grondwet gehad, dan iemand was op die grondwet. Hou ons 'n kope vir ons kids. Die man wat gewerk het by mekaar gelas vir sokkerbolle. En het 'n sokkerbolle gehad. Die wat gehad het toks gehad, of hulle leen mekaar se toks. Maar ons het letterlik, soos jy nou sê wat hulle doen op die voor het ooit letterlik gedoen in realiteiten om 'n sokkerklub te stig. Soos wat vandag kan hulle dit doen nie, vandag moet jy luister as hy nog sokkerklub maar ooit letterlik hy gestig. Vir 'n ander was meeting gewees. Kom iemand mekaar se huis na ons meeting en apparatus, salaris, games. Soos ja, ek het maar dink jy ooit letterlik 'n sokkerklub En gestig. kyk hoe advanced, maar nou sien die responsibility wat jy laat klaar gevat het op die age. Die visie wat jy gehad het. Nou hier, wat gebeur nou? Dis nou children of the future soos ABC. Wat doen de children of the future? Ja. En current issues wat die is, soos in hulle is nie actively involved om current issues te push or whatever. Ek dink dit risiko maar op ons man. Ek dink dat het risiko op ons verstaan. As ons hy voorbeeld gehad is of gaat vast wat hy daar gaan hulle maar aangaan wat hulle doen verstaan. As hy nie gaan soos hy nou doen die fone afvat op 'n naald en sê nou self ons nou kids is, dan gaan hulle maar aangaan en voel maar hulle alleen in die kamer eet en opstaan speel phone en doen hulle ding verstaan. Ek kan nou sê nee maar die kinders van vandag, ons die kinders van vandag is ons van vandag. Is maar wat ons allow. Ons van vandag wat die Op die route einde ja. van die dag. Because ons kan kyk soos oorlei sy voorbeeld gebruik van ons maas is nou baie sagter met ons kleinkinders. So hulle kan op 'n dag goed doen, ons kan goed doen dit. Verstaan? Maar wie weet, ek het 'n antwoord, ek het nou reg toe Wat is die epiphany. Hoekom daai gebeur is letterlik die oumas is mooi healed en hulle reconcile met die kleinkinders. So die kleinkinders word anders gehanteer van hulle het nou meer knowledge en die leniency. Ek het nou reg, omdat ek nou nog besig is om te study toe kom daai so, it makes sense. Want toe hulle geparent het hulle nie die knowledge gehad nie. En hulle het nie die experience gehad nie. Maar nou dat hulle ouer is, weet hulle, en nou is dit amper, hulle reconcile met die kleinkinders, want hulle kon nie met die eie kinders doen nie. So die kleinkinders experience a version van hulle, wat totally different is. Van oupa sit nou maar in huiswerk, ouma sit nou maar doen huiswerk, ouma gehelp hulle by die skool, alle goed verstaan. Het ons geken het. Exactly. And that is like a full circle effect. So nou moet jy nou ons was self vra, okay, wat kan ons doen? Nou moet ons leer van hulle af en hoe hulle met die kleinkinders is en hoe hulle met ons was, of na hy balance kry. Met ons kinders. Exactly. Because hulle was net as ons luister het en jy word gou geslat, jy kry gou pak. Nou is dit eers apparaat en hulle doen ja, ouma gaat gou self, ouma gaat hulle om by die winkel want hy het die goedjies waar hy kans gekry. Vir my te sê man, ek het dit nie so gehad, so ander vlewe. Bietjie ete. Ja.
Maar that's the circle of life, man. Mm. Maar die mooi van het is, ons moet probeer om beter te doen. So die generasie moet kan sien wat die leks is en dan probeer om Verbeter. beter te invest en dan moet hulle beter doen. Totdat ons op die einde van die dag een hele full circle effect het. En wat sê jy van hy video? Van hy security wat so, hy security wat hy man so geslaan het. Jy gesien? Goed ek daar gebus. Dit was no device weekend, so Ja. En hy wil nog, wanneer was dit? oh, ek wil nou kyk hier so. Ek dink baie Jules het ook gesê nou die dag man. Ek was nou offline. Alle die ou weet jy wat hy gemaak het, weet gesteel of wat hier en toe die ou weer lig aangerand. Dus die mense weer op het. Wat is security company is daai? Ek weet nie maar al die ou wat Sarah. Ja, Waar het gebeur? ek had licht in Maliton. Ik denk dat is Maliton. Pardon mijn ondercorrectie. Ik denk dat is Maliton, ja. Als het dan is een page gebruikt, zullen we kijken op zijn page, bijvoorbeeld. Ik denk hele dagen zie je ook. Op jou. Op zijn private page. Ik denk dat dus hij ook het lijf om. Maar Jules, secretie hebben we van. Ik kijk of van mijn net ook aan zo stadig. Oké, ja, zie nou. Ik kan maar kijken op je phone. Verifying and connecting. Jo, wanneer was dit nou? Ze gaan een tikje terug. Post daar moet bij je, joh. Maar zie het er ook goed. Maar oké. Ja, nou kijk wat jij dan krijgt. Maar zo weet je die level van force wat die mannen gebruiken, ja, die mannen hem erin geslaan. Zo, hij was zeker bij je gefrustreerd. Als je hele paar mannen, maar die mannen hebben 7 uur dus camera's in. Je kan niet mensen beantwoorden. En die nagevolgen van jouw acties. Maar ik zeg ook weer, maar het is of je nog wat aan doen. Is het die wat je gezegd koud? Ja. Ook wat ding zo lang. Great. Hij ziet hoe die ding is covered. Oh, als ik het De traffic. District Watch. Maar dat dan? Kijk dan. Als je video zo, niet foto's. Laat me zien of ze de video opzet. Kijk op play. Mijn ding is er niet. Ja, nou play. Maar ik denk dat dat is blijkbaar afgedankt worden scores van die company af. Die company doen wel scores. Je zijn een hele groep op één ou. En zie je nou gaan die racial tension nou weer inkom. Maar er is nog andere mannen bij ook. Maar als kan ons ook bij. Maar zit zeker die manier rollen waarom ze nou aangerand doen man. Ik denk dat we al gaan. Zoals wat? Dat justify niet. Zoals wat kon ik doen dat we zo slaan? Dat is ik niet goed voor ons. Wat is die man doen? Nu is 10k comment. Maar ja, je kijk. Je zeker mensen wat zeggen, I seriously hope this is AI. Het is ook als in mijn naamgenoot ze komen. Oh, is maar real daar. Kijk je dan? En always two sides to a story. Maar het is. Word hulle nie geleer, hulle moet dan die suspect met hulle detain. Ik weet niet hoe secreteit die man, ik weet niet wat hij ook gemaakt Maar heeft. hulle moet zeker nou nie die man so cameraman of the year. Dat is altijd de camera. Waar ook al, waar je denkt dat die camera, daar is camera's. Zet die video buiten en daar is camera's. True. Ja. Voor klaarmaakt. Voor een lachte Ferrari. Denk jij, nee, als jij iemand samen met personen verhouding is, nee,
En dinge weet jy uit die, maar nou het jy vir hom nou so goed geleer, het hom so goed geskool. Nou die volgende persoon wat hom kry, gaan na jou vrugte pluk. As hy ding, That is a sad reality. That is why you need to be mindful. so, Moenie invest. Moenie oorig is om te loop invest. Dan, hoe sê hulle? Some people are with you not to build. Maar hulle wil vat. So, is goed wat jy nie terugkry nie, so moenie. Ek ding, waar het ek hoog? Jou harde werk, nou, okay, man is het nou. Sadly so. Maar dit hang af hoe jy na dit kyk. Ek dink as 'n mens on the other side of 30 is en jy's in jou 40s, dan het jy net another vibe. Jy invest die glad, jy maak nie eens moeite nie. Jy As het nou, blok immediately as jy sien daar is die 'n kombinasie wat meet mekaar of julle verstaan mekaar, die dynamika. so jy sê as jy man op 30 is, as jy, of jy van 30 af op, daar is jy so haas om de tijd of wat. Of is het so dat gesê, mense man het haastig om in een verhouding te wees. Dit hang seker maar van persoon tot persoon, maar die meerderheid girlies wat nou al so gesettle is, in the sense van, jy het nou al huis gekoop, jy's op die vlak, is jy so haastig vir relationships hier. It's like, nee. Jy het nie lus om iemand te train nie, dit moet 'n persoon wees wat klaar getrain is. Dat kom weer aan, ja. Van hem nou iemand van vooraan wil opleiden. Nee, En jy het en die alles. opleidingsskool is toe. Ons maak nie mense groot nie. Is like jy moet regtig 'n volwassenheid. So jy het nog klaar alles. Nee, dit is uitputtend. Ek dink die girl is nog hier in die early 20s, early 30s. Sal nog seker goed entertain, but ons wat nou al voel, we going over the waters in hell now. So, okay, jy aan enetjie. Daar een, sê dan my vriends op TikTok. Sê maar, sê, weet jy wat ander gaan nie, maar hulle aan mekaar, hulle meeste waar soos die manne of baie sien waar as net side chick vibes. Wat daar praat, is net getrouwde manne wat aan mekaar waar plan goed is. So jy moet gaan sit en in die spieël kyk en vra, wat se energy do you give off? Because what do you mean? Maar gepraat met ek kry nou 'n klomp friend request en ek is like, what the devil is this? Maar wat gaan we die manne aan? Nee, ek blok immediately. Dinge is nie eens. Hulle dit direct getrouwde manne wat so gaan. Nee, maar dis 'n klomp kansvatter. Ek weet nie wat dink so 'n mensie. Dis 'n persoon wat 'n low level of thinking vir homself het, want hoe is jy 'n hele getroude mens, maar jy is hier en ander jong mense wat enkel opend is op DM's, wat soek jy daar? Ek dink 'n mens moet net begin expose. En hoe voel jy ook getrouwde mense op social media? Weet jy, daar is 'n conversation wat 'n mens moet hê. Die ander conversation wat 'n mens moet hê, die getroude mense wat getroud is die partner by, is hy groot hulle nie, is hulle alleen is, dan wy hulle of hulle hoed. Daai wil ek verstaan. So, ek het wanneer het ek die gesels gehad, né? En ek was in die kant gewees van ek verstaan hy persoon. Because why? Jy het lus om by die huis te kom. Nou maar sê wat duidelik nie. Soos nou moet ek nou oors kon nou by nou moet ek by die huis kom. Nou as jy nou vra. Nou was nou gewees. Hoe kan jy nou vra? Nou moet ek wat duidelik van nou, wel dat nee, ons was saam op skool gewees. Nee, maar ons was haas een keer saam daar, dat is ook vir haar kind. Nou is dat julle gesê, nou is het ons gaan nou ons julle aangaan op 'n deur oor die persoon wat ek nog Maar gehoord het. dan moet dit mos 'n issue is if your partner is real en julle is real. Dan moet julle real is like 24/7. Dit moenie like pretend is nee, ek kan nie nou groet nie. Ek kry daai by en ek is nou by ek groet nie nee, ek kyk jou dan net. You don't greet me. Greet my met jou vrou. Maar soos ek het al my persoonlike ervaring, het ek aiwys verstaan, maar die een dame het ek gekry een keer, so 'n ouetjie, toe groet sy my baie nice. En een het ook al weer kry by die bank met 'n ouetjie. Toe sien ek maar sy's bang. Toe voel ek jou offended because ek nou ek was staan vir jou. Ek verstaan van maar dit moet nie so wees nie. Because then why are you in such a relationship? Soms jy is lus om kom stry by die huisie man of aan die kag, nou moet jy nou wat duidelik aan die kag.
wie nou hy is en hoekom groot sy vir so en hoe ken hulle mekaar. Sy het nie lus vir hy gesels nie man. Dis hoekom sy vir my die liewerste man nou. Ja, maar dan is jy nie ek kan nie so lewe imagine nie. Dis hoekom ek het toe verstaan ek nice fan. Ek verstaan hy so baie soos hy kan nie. Net dat iets snaaks dat alles iets Nee, ek verstaan wat jy sê, but Ek still, weet as vir happy is verstaan. En hy sê met 'n man moenie is so- settle vir sulke goed dan nie. Then why are you in such a relationship? Soos wat is hy in 'n content creator wat ons sê soos ek hier lê, word jy gecheat op die buite. Hy het gesê as ek nou hier leef my kussing. Come Ek kan my kussing. Come right people. Like rare. Maar as lelike buitekant. I'm not gonna lie. Lelike buitekant. Ek sê liewer niks sien. Maar ek kan vir ek verstaan ook mense soms dat hulle met hulle partners nie goed nie. Want sy het regtig lus vir hy gesels terug in die Ek kag. wil baie of graag hulle hoor is- wat sê die mense sê vir ons in die comments asseblief. Van luister julle aand is nou gespoil. Oor jy nie meer gehoor het aan die winkel. Nou moet ek nou duidelik wie is mos u, waar kan ek vir mos u vanaf en hoe so, hoe kan Christiana weer druk nie. O my God. Wat ek nou lekker gisteraand hy sê nou kom hy aan, nou wil ek nou heeltemal duidelik want die persoon. En hy weet mos even niks. Nou, mas is My rustig ons oor is. tyd net daai te wonder ek beste. Nou het ons klaar gestrei. Nou het nog iets weer verkeerd, nou kom hy gesels weer op. Omdat jy met mense goed in die winkel. Nee, guys, you need to come right. Daai is hier 'n gesonde verhouding. Nie in 2026 nie. Maar ja, ek dink ons het seker alles gekou wat ons moet by die episode. Yes, I think so. Ja, dat we amper 'n uur tyd loop. Maar guys, is dat topics is wat julle wil hê ons moet oor praat, sê vir ons. Ja. En onthou as net vir ek sê nou in die podcast moet in die begin sê, né? Onthou dis net vir entertainment purpose. Ons gee ons opinies oor goed en ons sê hoe ons voel daaroor. Maar nie vir ons Kom nie asseblief. los maar hy. Ons gaan nie meer hy aanvaar die tweede kwartaal van die jaar. Ons nou die tweede kwartaal van die jaar gaan nie aanvaar mense belief. As jy dan op social media post, né? Ons op die podcast ons gaan direk op ons opinies gee oor wat jy gepost op social media. Maar nie vir ons kan nie ons opinies gee oor nie. Hy gaan ons stop. No? Ja, asseblief. Van ons is respectvol ons die mense die kwaliteit maar ons wil daaroor praat. Soos jy miskien nog iets vol praat op social media. True. Maar dis net vir entertainment purposes, né? Dis wel die hele podcast gaan sê nie met ons doen nie. Of glo wat ons glo nie. Nou. Maar ja, episode 71 van die Vermaak en Praat podcast. Moet nie vergeet om subscribe YouTube, Facebook en TikTok, né? YouTube. Hy move, maar ons kan dan ons dan weer terugkry vir Susan vir Kebelo. Ja, Alright. okay, ons is nog lekker hier in die kamp. Ja. En dan is koop met skape. Susan. Sival, so hulle Hoe So- sê die Here kom deur ons donder weer. so praat voor klaar maar net as sou dit vir die content creator wat so goed doen man. Wat karre koop wat hy so koop ek sien iets van hulle wat regtig hulle maak Ja. lewe uit, né? Guys, ons is trots op julle. Hulle maak 'n Here. lewe uit, Well man. done. Nou, so dis die nuwe wave te gaan. Mm. Maar daar al week op dit te doen by nou van die dag. As jy maklik Dit is is consistency is al wat jy moet doen. Maar ek sê ek ook sien die mense het een dit content is nie creator. onmoontlik nie. Dit was 'n paar karre was nou. Pieren. Vir sy ouers 'n karre koop. Soos ja. Net En van daai is like die beste en as een ouetjie van die Noordkap wat sê maar sy is nog gerenoveerd. smart. Ja, daai was so beautiful Smart. om te sien. Ek het saamgehuil. Om jou ouers nou blomme te kan gee terwyl hulle nog hier is. Daai is like die beste move ooit.